Goeiedag broers en susters, ek groet julle weer in die mooi naam van Jesus. Ek gaan vandag vir julle 'n stukkie lees uit Matteus 7 vers 7 en 8. Bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word. Ons sien 'n progressiewe intensiteit van bid, na soek, na klop. Jesus het vir ons gesê om intensiteit, passie en volharding in gebed te hê. Die feit dat Jesus teruggekom het na die onderwerp van gebed, soos in Matteus 6 vers 5 tot 15, wys die belangrikheid van gebed. In hierdie drievoudige beskrywing van vra in gebed, soek en klop, sien ons verskillende aspekte van gebed en verskillende aspekte van die beloning daarvan. Gebed is soos om te vra deurdat ons bloot ons versoeke aan God bekend maak en almal wat vra ontvang. Ontvang is die beloning van vra. Gebed is soos soek, deurdat ons na God sy woord en sy wil soek. Hy wat soek vind. Vind is die beloning van soek. Gebed is soos om te klop totdat die deur oopgemaak word en ons soek toegang tot die groot hemelse paleis van ons groot koning. Om deur die oop deur in sy paleis in te gaan is die beloning van klop en die beste beloning van almal. Vra met selfvertroue en nederigheid, soek met sorg en toepassing, klop met erns en deursettingsvermoë. Die idee van klop impliseer ook dat ons weerstand ervaar. Per slot van rekening, as die deur reeds oop was, sou dit nie nodig wees om te klop nie. Jesus het ons egter bemoedig, selfs wanneer jy voel dat die deur gesluit is en jy moet klop, doen dit dan en hou aan om dit te doen, en jy sal verhoor word. Tog impliseer die beeld van klop ook dat daar 'n deur is wat oopgemaak kan word. Sy deure is bedoel om oop te maak. Hulle is doelbewus gemaak vir ingang. En so word die geseënde evangelie van God doelbewus gemaak, sodat jy in die lewe en vrede kan ingaan. Dit sal van geen nut wees om aan 'n muur te klop nie, maar jy kan wyslik aan 'n deur klop, want dit is gemaak om oopgemaak te word. Ons kom na God se deur en al wat ons hoef te doen is om te klop. As dit teen ons toegesluit was, sou ons 'n inbreker se gereedskap nodig hê om in te breek, maar dit is nie nodig nie. Al wat ons hoef te doen is om te klop. Enige onopgevoede mens kan klop en dit is al wat van hulle vereis word. 'n Mens kan klop hoewel hy dalk geen filosoof is nie. 'n Stom man kan klop, 'n blinde man kan klop. Met 'n verlamde hand kan 'n man klop. Die manier om die hemelse poort oop te maak is wonderlik eenvoudig vir diegene wat nederig genoeg is om die Heilige Gees se leiding te volg en gelowig te vra, te soek en te klop. God het nie 'n verlossing voorsien wat slegs deur geleerde mense verstaan kan word nie. Dit is bedoel vir die onkundiges, die kortdenkiges en die sterwendes, sowel as vir ander, en daarom moet dit so duidelik wees, soos om aan 'n deur te klop. God beloof 'n antwoord aan die een wat hom ywerig soek. Baie van ons passielose gebede word om goeie rede nie verhoor nie, want dit is amper asof ons God vra om te gee vir iets waaroor ons min of niks omgee nie. God waardeer volharding en passie in gebed, omdat dit wys dat ons sy hart deel. Dit wys dat ons omgee vir die dinge waaroor hy omgee. Aanhoudende gebed oorkom nie God sy hardnekkige onwilligheid nie. Dit gee eer aan hom, spreek afhanklikheid van hom uit en bring ons hart meer in lyn met syne. Geen siel kan te vergeefs bid wat bid soos hierbo aangedui is nie. Die waarheid en getrouheid van die Here Jesus is beloof vir die sukses daarvan. Julle sal ontvang, julle sal vind, dit sal oopgemaak word. Hierdie woorde is net so sterk bindend aan die kant van God, soos jy geen moord aan die kant van die mens mag doen nie. Bring Christus se woord en Christus se offer saam met jou, en nie een van die seëninge van die hemel kan jou ontsê word nie. Broer en suster, gaan in vrede, gaan in liefde, en bid sonder om op te hou, want dit is waar die antwoord lê, maar bid ook in lyn met dit wat God verwag van ons, sodat ons nie vra wat ons nie nodig het nie, maar vra wat ons wel nodig het. Mag julle wonderlike dag hê, ek bid vir julle en wees geseënd in Jesus naam. Amen.